Yes, en hallo daar kijkers. Ons het weer een ander episode vir julle. Hierdie is 'n special edition. Is nie die normale Vrydag episode nie, maar is Nasionale Braaidag. So ons het besluit, wat is Nasionale Braaidag sonder gooikolle? Wat is gooikolle sonder Nasionale Braaidag? So ons het maar 'n spesiale episode vir julle. Groot geluk aan Grootfontein. Weer eens, julle ken ons is die kampioene van die JSB Gold Cup. Ek moes dit maar net iewers daar inskuis Andrew, maar ja, hoe lyk dit bra? Ja, so ja, ek en jou het 'n paar dae mekaar hier gesien nie wat jy nou op Grootfontein was. Ja, maar nou nie heeltyd praat oor Grootfontein nie, maar ja, dit is dit julle lekker tyd gehad daar. Yes, nee, dit was baie lekker. Ons gaan ook bietjie aan 'n video kyk wat op Grootfontein gebeur het. Een van ons braaiers daar, Charles, gaan vir ons wys hoe hy met ons gooikolle tong se braai het. Maar die fokus is op vandag en ons het 'n groot kompetisie aan die gang. Wat is die Engels woord vir judges? Judges. Afrikaanse woord vir judges. Beoordelaars. Beoordelaars wat saam met ons is vandag, wat ons skills gaan judges. Weer ek en Andrew. Laas keer wat dit gebeur het, jy onthou wat gebeur het, Trisdy? Met die laaste kompetisie. Dag. Ons kyk wat gebeur. Oké, vertel net die kykers wat nog ons vandag. Ja, so ons het elkeen 'n spanmaat en ons sal hulle 'n bietjie later bekendstel. So kom ons stel gou dan die beoordelaars bekend wat dan gaan judge. Wie is die wenners? So Patricia Kutse en Zandria Strauss van die Namibia Rugby Unie. So ja, dis hoe dit sal wees. So ons is julle beoordelaars vandag vir die braaibroodjie kompetisie. So as julle gesê het julle elkeen 'n spanmaat wat gaan vir julle lead en julle is net daar om te assist. Ja. So Zandria asseblief, sy gaan vir ons 'n toss doen om te kyk wie kies bruinbrood of witbrood. Heads of tails? Moenie eers wys nie. Tails. Heads. Okay. So Andrew wen. Oh nee, weet so waar. Soek jy witbrood of bruinbrood? Dit sal bruinbrood vat. Great. Okay, ek is klaar op disadvantage, julle ken maar. Disadvantage beteken niks vir ons nie. Ons laat weer dit maar. Ja. Die privileged. Okay, so ja, lekker show. Ons sien uit na dit. Ja, volgende, wat gebeur volgende op die show? Okay, ons gaan 'n bietjie terug Grootfontein toe en ons moet nie so baie oor Grootfontein praat nie, maar kykers, bly geskakel, ons gaan gou terug Grootfontein toe. Wys julle hoe Charles met ons tongs gebraai het en ons gaan vorentoe met ons kompetisie. Okay, kykers, ons is by my gunsteling gedeelte. Dit is in die braaihoekie en by elke skou is daar altyd 'n braaimaster en vandag se braaimaster is Charles. Dankie Charles dat gooikolle met jou kan kuier vandag. Plesier. Sê gou vir ons bietjie, wat is hier op die rooster op die oomblik? Op die rooster het ons beef chops. Dan is ons vleertjies hier. Lekker sapperige vleertjies met lekker sapperige beef chops. Dit lyk fantasties en natuurlik die roosterbrood is ook daar aan die ander kant hier in ons amper sê ek my regterkant. My linkerkant is hulle besig met die roosterbrood. Charles, sê vir ons 'n bietjie, is julle elke jaar betrokke by die skou? Elke jaar dieselfde posisie, ons is net hier. Selfde, as dit eerste tent. Al dit hier wit tent. Hierdie wit tent. Ja. So as julle hier by die skou is, kyk uit vir die gooikolle banners en die wit tent. Charles is hier so met sy lekker beef chops. Beef chops. Nou vertel ons bietjie meer, wie marinate hierdie beef chops? My vrou doen dit. So sy is die kombuismaster en die braaimaster. Ek is my braaimaster. En sy is die kombuismaster. Ja. Weet jy wat sy in hierdie chops insit of is dit 'n geheim? Geheim. Ons mag nie weet wat daar aangaan nie. Kom proe net. Ons moet kom proe. Hulle moet kom proe, dan seker. Okay, gooikolle is daarom hier om te kom proe ja. Wat hier aangaan en ons is hier. Wat sê ons hier so? Ons bly kalm en ons braai met moe. Is dit die naam van die plek? Ja. Okay, ons braai hier so, ons bly kalm en ons braai. Nou, ek sien jy braai hier so met jou gevaarlike tang, maar weet jy, gooikolle kan net opdaag en net kom geniet en eet. Ons wil ook bietjie dankie sê. Want julle is hier om vir almal by die skou bietjie lekker braaivleis te gee. So, ons het 'n geskenkie van gooikolle af aan ons braaimeester vandag. So kom ek maak hom vir jou oop. Kan ons miskien vandag kyk hoe Charles met 'n gooikolle tang vandag braai. So van gooikolle af aan Charles en sy wonderlike familie wat vir ons hier by die wit tent gaan kos maak en lekker braaivleis gee. Dis vir jou 'n tang. Dankie. Miskien kan jy nou lekker braai vandag met 'n nuwe splinter. Ja, kom ek sit hier verby. Ja, sit aan een kant. Kom ek begin met die dan. Begin daar met die eintlike tang. Hey Charles, okay. Terwyl jy daar vir ons braai, wat anders is nog op die menu wat mense kan miskien deur die loop van die dag kan Ons het lekker koue koeldranke, ons het roosterbroodjies, daar is aardappelslei,
So, daai Altyd skroom. aardappelslei nodig by 'n braai. Ja, Ek sê daar's altyd twee dinge by 'n braai wat jy nie kan. Dis net nie 'n braai sonder dit nie. Dis jou roosterbrood en jou aardappelslei. presies. Jy kan enige ander vleis opsit, maar sonder dit goed sit nie 'n braaibordjie nie. Presies. Charles, vir jou, wat is vir jou die gunsteling, die lekkerste ding op die menu vandag? Alles. Alles. Okay, Alles. Ons kan nie kies nie. Alles. Ons kan nie kies nie. Ons kan nie kies Kom proe alles, dan gaan julle, dan judge julle self. Yes. Ja. So kykers, hier is ook sitplek binne in die wit tent. So as jy nie miskien wil rondloop met jou bord nie, jy wil lekker sit en gesels. Charles, hulle het vir julle uitgesaai hier sitplek met 'n koue drankie, iets om te drink, 'n lekker stuk vleis. Die trein kom nou verby. Ons sal later die trein gaan kuier, moenie Julle maar worry nie. daarin gaan dan kry julle 'n bietjie water ook. Dankie, Kry maar Charles. water daar. So ek en Brian gaan net nou hierdie Hallo. chop proe, maar voor ons nou na die eetgedeelte toe gaan, ons een laaste geskenk vir julle. Okay. Daai tang was nou van Gooi Kole, maar Metro het seker gemaak hulle sorteer julle uit. Guys, hierdie treintjie en hierdie kindertjies is daarom baie gewild hier by die skool. So aan Metro, skenk Metro vir jou en jou gesin 'n voucher te waarde van $100 wat jy by Metro kan spandeer. So wat ook al jou hart begeer vir $100 is joune. Nee, baie So van dankie. Metro aan julle. Dankie. Geniet hom, miskien 'n bietjie marinade gaan koop. Ek sien jy's 'n belangrike man, jy word gebel al. Hulle soek hulle braaivleis. So dit is of jy hulle ophou nie dat jy daai calls kan antwoord en ons vleis kan klam. Ek en Brian gaan nou proe en judge. So kykers, bly ingeskakel en kyk wat ons nog hier aanvang. Ek en Brian gaan eet nou 'n stukkie van En hierdie nog vlees. altyd, bly kalm en kom braai met mo. Exactly. Ja, dankie. Hi daar kykers, soos julle gehoor het by Brian en Andrew het ons 'n braai broodjie kompetisie vir National Braai Day. En natuurlik het Metro Fresh seker gemaak ons het alles wat ons nodig het om hierdie braai broodjie kompetisie af te skop. En eerste op ons lys, braai broodjie sonder kaas is net nie 'n braai broodjie nie. So Metro het wonderlike specials aan die gang en ons kaas en ons botter is ook op die lys, maar ek kan mos nou nie vir julle alles wys nie. Julle moet die res van die episode kyk om te sien wat ons, competitors op die brood sit, op die vuur, op die kole vir ons bymekaar kry. En natuurlik moet ek met julle deel dat Metro ook ander specials het. Nou niks te doen met die braaidagie, maar ek gaan dit saam met julle deel. Van wat my oog gevang het, is hulle so hot deli meals for $139.99. Dit is nou 'n lekker pizza en 'n Coke. Dit is 'n bargain vir julle. Maar terwyl ek deur al hierdie specials gaan om te kyk wat ek vanaand vir aandete gaan eet, kom ons gaan ontmoet ons braaiers en kyk wat hulle vir ons op die kole gooi. Goeiedag almal, welkom by die Rugby Stadion. Dis 'n wonderlike dag, 'n Woensdag, nie 'n enige Woensdag nie. Dis die nasionale braaidag. Dis 'n geleentheid waar familie, vriende bymekaar kom om daardie veld televisie sit, 'n vuur brand hoog en natuurlik wag ons vir die kool om te arriveer en dan het ons 'n vleis in mekaar en 'n geselsie om die vuur. So dit is wat ons gaan noem 'n braaidag waar vriende en familie bymekaar kom en 'n vleisie geniet. So ek wil vir almal in Namibië op hierdie dag 'n geseënde en 'n voorspoedige lieflike braaidag toewens. Okay. John, as ons praat van braaidag, vertel ons bietjie wat moet jy doen op 'n braaidag soos hierdie wonderlike Woensdag? Soos vir jouself, wat gaan op die braai, wat alles sit jy op en wat verkies jy op televisie self? Wel, ek het sopas genoem dat die veldtelevisie is die beste, is die vuur.
wat brand, hy vlamme wat so knetter, soos hulle sê. En ek sal dit verkies as 'n televisie. En natuurlik jou vleis moet gereed wees, jou wors moet gereed wees, jou satie, en natuurlik die belangrikste is daai geselskap. En ons gaan natuurlik hierdie verversings, daai liquid verversings vergeet nie. Wonderlik. Ek is bietjie verbaas jy die choppie uitgelos. Nee, choppies van selfsprekend moenie daar wees. So ja. Okay, en laastens voor ons wil laat gaan kyk, wonderlike seisoen sover met die rugby. Vertel ons 'n bietjie van 'n klein recap van jou hoogtepunte van die Unie af hierdie seisoen met die klomp rugby wat ons al sover gehad het hier op die Geingob stadion. Natuurlik was dit 'n baie interessante seisoen geweest. Dit was nie aaneenvloeiend geweest nie, maar ons het wel een aspek van die game rugby het ons reg gekry om spelers op die veld natuurlik daai commitment na te kom, omdat ons rugby kon speel. En selfs so dat ons 2 kampioene in 2 kompetisies kon aanwys. Natuurlik dat die ander buite streke natuurlik ook gesê dat maar ons is ook hier. Ons moet ook in rekenskap geneem word. En natuurlik het die vroue ook in 2 kompetisies gespeel as vroue rugby. En natuurlik was dit rugby van 'n goeie gehalte. En ons wil daardie spanne geluk wens, wat natuurlik Wanderers 'n Grootfontein sowel as Dolphins het natuurlik ook die beker gelig, en die Yunnan Bokkies, Wanderers Bokkies het ook natuurlik seëgevier. Dat sê dat ons in Rehoboth self, en ons wil al die spanne net sê geluk met al die wedstryde wat kon plaasgevind het. Dit was baie belangrik, en ons moet natuurlik ons rugbyhoedens afval, en die rugby speler, die vrou en die manspeler sê baie dankie dat julle hierdie rugby 'n sukses gemaak het. Die spanbestuurders, die afrigters, die voorsitters, sonder julle was dit nie moontlik geweest. Natuurlik ons borge. Ons wil almal baie dankie sê, en ons hoop dis die begin van vele meer. En ons beplan reeds 'n forum waar klas bymekaar gaan kom, waar ons gaan besluit gesamentlik hoe gaan 2026 lyk. So ja nee, ons is opgewonde wat plaasgevind het, en meer opgewonde wat gaan kom. Kijk, sy was John Heinz, de CEO van die NRI. Geniet jou nasionale Vrydag. Natuurlik, die vlam was al reeds hoog. Are you curious as to what is driving the cars world? Well, we are bringing you into the world of cars. Tech, trends, road trips, and the stories behind the wheels. It's fun, it's fast, and it's full of surprises. This is your ultimate cars companion. You can catch My.NA Cars every Thursday at 9 p.m. with me, your favorite passenger princess, Diana Master, because it's not just about the ride, it's about the journey. En hallo daar kijkers, so mooi boodskap hier van onze NRI CEO John Heinz. Nou is ek met Laurentia bekend, die kom by ons gesels en ons maak gereed vir die braaicompetisie, aangezien dit nasionale braaidag is. Laurentia, hoe excited is jy vir onze session? Baie excited, opgewonde. Nee? Ja. Oké, voor ons oor enigiets praat, vertel my 'n bietjie, hoe often is jy besig met goed soos braaibroodjies? Is dit iets wat jy gereeld doen? Nee, gereeld, maar from time to time. You're in good hands. Don't worry, we're winning this one. We're winning this one. Okay, so Zandria het iets vir ons. Blijkbaar het ons 'n mystery ingredient. So dit is vir julle 'n verrassing. You can use it anywhere. Inside the braaibroodjie, next to on top, doesn't matter. Okay. Ek het 'n goeie gevoel en hierdie is iets nice nie, want daar voel dat water. As die nog 'n jam of 'n apricot ding is, dan weet ek nie. Kom ons. Hulle gee vir my 'n naam, my gunsteling vrug. Okay. Dankie Andrea. Cool. Okay. Dis nog 'n mystery. Ek wonder wat kry in hulle. Ek hoop is iets erger as hierdie. Miskien wat al erg wees. Kiwi of 'n banana. Dit sal nice wees. Okay, cool. So ek en jy moet nou miskien 'n bietjie besig raak. Maar voor ons aan die gang raak, vertel my net 'n bietjie die finals teen Yunnan. Hoe was dit? That was rough.
Was dit rough? Ek bedoel, I mean, we are playing against 3-time champions. Exactly. So it was intense. We had to bring out our A game. And wat my coach eintlik gesê het was net defense. Defense. Focus op defense and there's al manier hoe jy gaan wen. En ek bedoel, it worked out. So, okay, so sê jy nou vir my, né? As jy moet besig geraak het met 'n braaibroodjie, waar sal jy begin? Ek het die broodklap ons het gehaal. Seker maar as eers boter of smeer. Okay, begin jy met daai Okay. en dan sal ek solank die en die tamaties sny. Judges, kan ek aan 'n cutting board kry dalk of kry ons net hierdie ene? Kry ons net ene? Kan ek nog aan ene kry? Ja, nee. Okay, lyk vir my se nee. Dis fyn. Ons laat gebeur dit maar met ene. Vertel my voorbereidings vir die finals. Hoe was dat? I mean, taking on the 3-time champions, it's a difficult game. Mindset-wise, you guys have to switch on. Yeah. So tell how was getting ready for that game? Lovely, maar dankie. Ek het gedink hulle gaan ons sabotage. Okay, nooit ons stuur, nog aan ons besig raak. So ja. Ek dink that it was just not showing up. Okay. Showing up for yourself, showing up for your team, and then bring the numbers to the field and just focus, pick up the focus and work. Like as Vadla said, like how you practice is how you actually play. So it was off the field and on the field. Okay. Yeah. And then during the game, when did you feel like okay, nee, ons gaan hierdie game wen, ons raak die nuwe kampioene en no is op. Wanneer jy switch, wanneer in die game jy gaan voel okay, nee, girls ons het hierdie game. Ek sou om eerlik te wees wanneer die finale vletjie geplaas was. O, voor die tyd jy wou nie voor die tyd nog gedink het of dit gejinx het of enigiets. Nee. Want ons was 5-5 die eerste helfte. Okay. Which was quite intense. It was Tough. exciting, but it was baie rough geweest. So I was like, okay, wat gaan nou gebeur? Toe was dit nou halftyd, toe was dit nou team talk en toe was dit nou coach wat vir ons nou raas en sê like, "Messies, kom aan." Yeah. You know, it's like it shows you don't want it. So waarvoor het ons geoefen? What are we fighting for? Why are we here? So we had to sort of pick up our attitude, and then we went back in. Then it was I think like 15-5. Of was it of 12-5 geweest? Ek was nou ongelukkig nie hier nie. Maar okay, net laat die kijkers ook sien waarmee ons bezig is voor hulle ons cheat. Moet jy dalk seker net bietjie so staan en sien hulle. Julle kan sien ons meer na die brood nie voor julle dink ons staan en doen goed wat ons nie moet doen nie of wat mense nie kan sien nie. But yeah, so 5-5 first half. 5-5. After first half, we scored, and I think it was 12-5. Yeah. Ek dink of that was Jy onthou dit so? Ja, dit was 'n rowwe dag so. Om ons presies te onthou nie. Ja, so eventually en toe kom Michelle weer, conversion. Okay, nie ons sê Michelle nie. Oh ja, you naam se Michelle. Yes. Een ding wat ek van haar gaan sê is her conversions is uitstekend. So was And on that's point. one of the scariest things we had to face. And it's like, okay, no, sy gaan skop. Ja. Skop sy oor. En toen was ons van, okay, nou moet ons weer een beetje step up. Kom terug met defense en dan. Toen werk ons. Toen werk alles uit. Oh no, wat laatste naweek of die vorige naweek was het 19-19, hè? So yeah. Somewhere, somebody said, lucky number is 19. Yeah. So, yeah. Toen was de final score 19-12. Kijkers. Ons het nog baie om oor te gesels, ons het nog onze broodjies om gereed te maak, maar bly ingeskakel. Ons kyk gewoon aan die ander kant van die braaitafel of van die braaihoekie. Ons het 'n ander braaihoekie waar ons net gaan hoor of kyk wat kry Andrew hulle soos ek gesê het, ek hoop hulle kry kiwi of banana. Maar ja, nonetheless, good luck to them, good luck to us. May the best team win. So kom ons kyk maar wat kry Andrew hulle om te braai. Welkom terug by ons show, kykers. So saam met ons vandag een van FNB Wanderers se vrouespan, die Wanderers Bokkies se spelers, Liesel Tougas. Die speel vleuel mos as ek reg is, né? Ja, ek speel vleuel. Ja, so ja, baie welkom op ons show en baie geluk met julle medaljes wat julle gewen het. Dankie. Ja, so ek en jy is dan vandag in 'n span
teen Brian en Laurentia. Broodjie van 'n braaibroodjie kompetisie. So ja, kom ons hoor gou so by Patricia. Patricia het 'n secret ingredient wat ons moet ons dit gebruik. Julle moet. So Okay. eintlik jy's net hier om te assist. Okay. Sy is ons main braier vandag. So jou job is om hierdie ingredient te gebruik net soos jy wil. Jy kan hom op die broodjie, langs die broodjie, onder, bo op. Dit is all up to you. So ek gaan dit oopmaak. Julle kan dit oopmaak. So hier is julle se secret ingredient. Hoe jy dit gebruik is up to you. Okay, kan so ons ek los julle, laat julle dit uitfigure. Maak hom maar oop. Okay. Kan ons dit nou oopmaak? Yes, ons kyk wat sê. Okay. Oh. Okay. Ek het geweet. Okay, ons kyk wat ons daarmee kan doen. Okay. Ja, so vertel ons gou so 'n bietjie van miskien waar jy vandaan kom en hoe jy begin het in rugby en so, waar jy skool gegaan het, al daai goeters. Okay, ek het rugby in 2021 I started rugby at Windhoek High School. I was first playing hockey and then I just joined it for fun. Because I actually used to do 100 meters and 200 meters, so I loved running. And then two coaches, Coach CJ and Coach Jay, just came to come by Windhoek Hoërskool to say, julle meisies kan try out, and then I was like, okay, kom we gaan try toch 8, and then I eventually liked it because I actually liked running, and then this was like a sport waar jy word gejag van iemand en die hardloop met die bal, so ek was dan, ek hou baie van dit, and then I joined in 2022, joined ek die Groter Club for Wanderers, and I've been playing now for 5 years, yeah. That's great, en so hoe like jy dit, die klub rugby setup van die vroue en so, hoe ondervind jy dit? Okay, dis baie anders van hoërskool en die klub, want die klub is nou meer van groter mense, is nie regtig jong mense nie. En so dit was bietjie anders vir my, maar ek dis baie nice because it's like you learn more, because when I came to the club, it was more of like all the players that were there. Toe het hulle ook vir ons geleer hoe the things that I was struggling with, and so dit was baie nice. So ek en jy moet seker genoeg maak vir ons. Ja, is nie vir ons twee. En vir die judges seker, daar's judges ook. Okay. So so ons moet seker dan genoeg maak. Ja. Ons het die lood gewen en gekies om breinbrood te gebruik, nee. So. Breinbrood, okay. Okay. Ons kan miskien eers met die kan jy die Okay, kom ons kyk hierdie. Okay. So then I can cut the tomatoes. So. So julle het nou hierdie finaal gewen teen Unam. Unam, ja. So wat was julle game plan? Wat het julle voor die tyd gesê, hoe gaan julle hierdie game benader? Want julle het actually ek dink bietjie lanklaas teen Unam gewen as ek reg is. Ja, dit was 3 jaar gelede wat ons gewen het. So die 3 jaar het ons baie ingesit. Ons het it was like a thing of we didn't really the showing up at the practice, it was a little bit of the numbers were few, but then with time eventually we started communicating more and we started showing up to practice more, and we put in a lot of work for this actually. And ook vir die semi-finals het ons gedra met Unam. Dit was die verlede week. Ja. Toe dra ons, maar dit was 'n baie taffe game kan ek sê. Maar toe sê ons ons beste en ja, toe wen ons. Ja, nee, cool. So wat het julle besluit voor die tyd? Hoe gaan julle wat is belangrik in die game? Wat moet julle teen Unam gedoen het? Okay, so dit was meer van teamwork and trusting each other. So ons het mekaar getrust en we actually did more of showing up to practice. Like I said, first the numbers were a little bit few, but we made sure that we pitch up to practice. We had to put in what we had to put in, and yeah, ek dink dit was meer van die kommunikasie and the trusting of each other, yeah. And the fitness also, yeah. Nee, dis goeie prestasie, goed gedoen. So ja, ek en jy sal nog 'n bietjie verder werk in die kombuis. Ja. Ja, so ons gaan gou vir 'n breek en ons hoor gou 'n bietjie wat Arrie vir ons daar aan te bied het daar van die Kaap af en ook natuurlik daar van ons kuskantoor Strandbraai.
Well, viewers, just to let you guys know, if you guys love sports, if you guys want to know about what's happening in local sports around Namibia, be it the Brave Gladiators, the Brave Warriors, rugby, Sports Wrap is the show that will be bringing you all these updates. Sports Wrap is a local and international sports show that airs daily on DSTV. And on this show, we're bringing you updates on local sports and international sports, keeping you updated with what's happening with sports in Namibia. Hierdie was nie so lank gelede 'n vuurwarm vlam braai gewees nie. Nou is hy koud en leweloos. Nou, dis baie hartseer. Hulle sê te veel van 'n goeie ding is nie goed nie. Maar ek dink nie hulle bedoel nou braai nie. Mens kan nooit genoeg van braai hê nie. Nou, die enigste probleem wat ek met nasionale braaidag het, is net dat dit eenmal 'n jaar is. Nou, as 'n mens nou net eenmal 'n jaar braai moet vier, dan gaan dit 'n baie hartseer storie wees. Dan gaan dit omtrent elke dag soos die lyk. So ek dink persoonlik, braai internasionale of nasionale braaidag moet elke dag wees. Dat dit elke dag lekker vuur en vlam gebraai kan word. Hallo gooi kolle kykers, al die pad hier van Walvis Bay, ons vier nasionale braaidag. Nou soos enige volbloed Namibier of bynaar of swakopmoender of waar ook al jy jouself bevind, weet ek, dis sommer 'n lekker ding om te braai. Natuurlik hier in Walvis Bay is die wind so liggies waai soos dit nou vandag doen. Soos julle hier kan sien, vind ek myself hier by die Walvis Bay Lagoon, is dit die perfekte weer om te braai. Nou ek gaan nou net so kortliks vir julle wys hoe ons dit doen hier aan die kus. So geniet hierdie ene saam met my. Ons gooi lekker Kaapse kole al die pad hierdie Kaap natuurlik en die vuurtjie brand, dit is Namibie se hout en ek het my springbokhoedjie op want die Bokke speel weer die komende naweek, hulle speel teen Argentinië. Ek en Mike Potgieter gaan 'n bietjie daaroor gesels, maar dis braaidag wat op pad is, so ons gesels braaibroodjies onder andere. 'n Gunsteling in die Kaap is jy vat gerookte snoek en dit klink dalk ongewoon op 'n braaibroodjie, hy's heerlik. Jy meng in bietjie gherkins en jy meng ook rooi eie wat jy insit, olywe en 'n bietjie suurlemoen wat jy oorsit en dan 'n brie kasie wat jy so bysit. Maar kom verduidelik gou hoe mens hom maak en dan gaan ek wys hoe ons hom braai. Nou eerstens neem jy jou gerookte snoek, jy breek hom op in stukkies, gooi hom in 'n bakkie en dan is dit jou gherkins en jou olywe. Die gherkins is belangrik om hom so 'n bietjie van 'n soeter smaakie te gee. Natuurlik het die gerookte snoek so effens 'n sout smaakie. So meng dit in en dan ook rooi eie is altyd gewild en gooi die rooi eie ook by en saam met rooi eie, saam met hierdie braaibroodjie gaan petersilie baie goed. So gooi die petersilie ook so saam met die eie so saam in die mengsel en dan is dit belangrik om hom lekker te meng en dan sit jy 'n bietjie mayonnaise by. As jy die mayonnaise bygesit het, meng hom lekker saam
en dit maak hom 'n heerlike mengsel om op die braaibroodjie te sit en kan ook 'n suurlemoen so oor hom strooi. Dit gee hom ook so lekker dimensie en dan meng hom so 'n bietjie in, maak hom gereed en dan is dit natuurlik tyd om hom op die broodjie te pak en dan sit jy hom so dat jy dan ten minste dan nog ook 'n bietjie van 'n kaasie op hom kan sit en ons gebruik 'n briekaas wat lekker smelt in die braaibroodjie. So vou hom toe en dan maak jy hom gereed vir die braai. So dan die braaibroodjie wat gebraai word, hy is heerlik. Kyk hoe sappig is hy. Heerlik. So ons gooi kole uit die Kaap uit met braaibroodjies op braaidag. Unieke enig. So probeer hom daar in Namibië ook. Daar's altyd gerookte snoek ergens te vind in die winkels. Hy's 'n gunsteling en dit is dan 'n lekker Weskus braaibroodjie. Groete uit die Kaap. Okay, so een ding van braaibroodjies is, ek is altyd paranoid met hulle, want enige tyd kan hulle brand, dis hoekom ek hulle so bietjie hoog gesit het. Maar Lorenza, vertel bietjie ons kykers, wat alles gaan aan op ons brood, wat alles het ons opgesit, en voor dit, maar wees versigtig voor Andrew hulle hoor en pointers wil miskien vat. Ons het witbrood, ons het nog kaas, en dan eie opgesit en met tamari opgesit ook. En dan obviously ons boter nou by die buitekante gesmeer. Jebo. Ja. Okay, nou hoe voel jy oor ons brood sover? Ek bedoel, dit lyk baie lekker. So ons het ook peper en sout opgesit vir 'n lekker smaakie. Dat sê. Okay, ons het nog gepraat gehad van die liga. Ja. En die ween wat julle gehad het. Vertel ons 'n bietjie van waar jou rugby begin het, wanneer jy begin speel het, wanneer jy verlief geraak het met die sport. Ek het 5 jaar terug begin speel. Okay. Ek sê altyd ek is 'n bietjie aggressiewe mens. Okay. So dat help met die sport van is you gotta be physical and be in the thing. Jebo. So dat help baie vir my met my mental health, as ek moet so stel. En dit is lekker om rugby te speel. Ek bedoel, veral in Namibië, dis vroue, dis vir die eerste keer wat vroue rugby hier is. So dit is ook 'n eye-opening vir die meisies daar buite. Okay, en posisie-wise, vertel ons 'n bietjie wat voel jy, hoe het jy by die posisie gekom? Geniet jy die posisie, wil jy waar anders kan jy nog speel? Ja, ek is nou so vinnig, hè. Okay. So ek het ook sport in my skool daar gedoen. Ek jump, so ek is 'n lofter. En ek speel 'n forward, 'n loose forward. Ek is 'n 8, 'n 7 en 'n 6. Soms kan ek ook 'n flank wees. Maar nie 'n flank nie, 'n lock. So daarvoor kan jy maar fluctuate. Ja. Okay, gunsteling? Die posisie. Ek het 8 hier begin speel. Okay. En ek sê ek het reeds vir die span gesê, guys, give me flowers because I made it work on the 8. Okay, and you like it more on the 8? I like it on the 8. Maar as 'n 8 jy so agter die skram en jy is nou die ene wat die mense optel en jy sien wanneer die bal uitkom. Ja. En dan kan jy as hulle die bal optel, dan kan jy nou obviously uitbeweeg en iemand tackle. So jy geniet die posisie nog 'n bietjie meer hierdie jaar. Ja. Wat dink jy was die verskil vir julle hierdie seisoen om die liga te wen teen 3 times defending champions, you know? Ons het met die eerste lock het ons het 'n derby gehad. Okay. So ons moes nog home game gespeel by ons by Wanderers teen United. En toe ongelukkig het die ambulance ook gedaggie en unfortunately omdat onze derby is, moes ons die prys betaal waarvoor ons nou nie ons moet punte oorgegee. Ja. So ons nou nie die eerste lock klaar gemaak nie. En toe was ons baie kwaad geweest. Toe voel ons okay en dan toe werk ons het nou 'n hele maand afgehad. Ons het nog nie geweet dat gaan 'n tweede lock opkom nie. En toe eventually toe kom het en toe was okay, ons is bereid. Ons het gewerk. Die off-season het ons gewerk. So toe was ons nou okay. Toe begin ons nou met die tweede lock en dis waar ons nou besluit het okay, we want it. Ja, you guys can get it. That is 3 jaar regtig. So en is bietjie is genoeg. That is genoeg. So we gotta humble them somehow. Ja. Ons is regtig, ons het gewerk vir dit en ons is bly dat ons gewen het. Ongelukkig kon die groot span nog nie deurkom in die GSB Gold Cup nie. Grootfontein nog nie. Grootfontein moet man julle se pad gestaan het, maar tweede span het ook die meeste gewen, so 'n goeie seisoen vir Wanderers nonetheless. Dit is regtig, dit is. Is julle betrokke by die GSB Gold Cup? Nie Gold Cup nie, maar by die Ongo Sevens. Gaan die meisies bietjie jol daar. Ons weet nog nie, ons wag nog steeds vir die inligting wat hier moet kom. Okay. So as daar moet is
Ek definitief, ek dink onze jong spelers wel so graag wil dit doen. Ja, sal jy wil speel as daar kans is, sal jy speel? Persoonlik seker nie vir myself nie. Ja, maar ek is 'n bietjie oud. Maar vir die jong spelers, ja, definitief, ja, die jonger kalletjies, ja. Sal julle laat show. Ja. Okay, kykers, ons brood is amper gereed, ons gesels nog 'n bietjie lekker. Bly geskakel, chill nog saam met ons. Na hierdie is dit nou tyd om nou te present en wat not. So bly geskakel en ons chat nou met julle. If you guys want to know what Athletes World is all about, you guys will definitely have to tune in for the episodes to see what goes on Athletes World. We will, just to give you guys an insight on what Athletes World is about, it's a show that dives deeper into the life of athletes, is finding out what they are all about, and they get to tell us what their favorite foods are, what their greatest moments are, and what their worst moments are in sports as well. So you guys tune into the episode. It also plays every Wednesday on DSTV. Here is where you find out more about athletes, and not just athletes, but also the unsung heroes. Liesel. Ek dink daar's 'n ander naam soos Liesel wat so baie maniere gespel kan word. Jy kry L-I-Z-L of jy kry L-I-E-Z-L of jy kan dink daar's omtrent 17 variasies. So spel gou mense jou naam vir mense wat jy weet nie. Okay, is L-I-Z-Z-L-I. Ja. So. Maar die naam was eintlik, you know how diesel is written, like diesel, like, you know the foil? Diesel. Oh, ja. So my graad 1 onderwyser het my naam verander aan ZZLI. So nou ek nou die naam net so gevat. Maar dit is uniek. Ek voel dis baie uniek. Ja. Ek jou soms 'n bietjie meer brein nog maak as wat jy nou is. Ja, ek dink ons kan kom kyk. Dit lyk bietjie klaar brein. Kyk van die ander kant. Ja. Ek dink ons kan die brood eet nou. Okay. Ja. Ha. Okay, ek sal. Ja, hou dit maar net so. Wil jy maar net oopmaak? Ja. Die broodjies afhaal. So wat die vroue rugby betref, so die paar seisoene wat jy nou al, jy het nou al 'n klompie seisoene hierso in die klub rugby gespeel mos, nê? Ja. So wie dink jy is die mees onderskatte speler in Namibië se vroue rugby? As jy nou 'n team owner was en jy kon een speler gekies het wat jy nou, of een of twee spelers wat jy dink sal jy kan 'n span bou rondom daai mense. Okay, kom ek dink ek eers. Maar die ding is ek ken nie baie spelers van die ander spanne af nie. Maar ek kan sê miskien ons nommer 12 Mandy van Sterren. Want sy het ook net was dit ek dink sy het in 2022 het ook begin, maar die impact wat sy op ons span gehad het en ook the way she helped a lot of us as well. Ek voel ek sal vir Mandy van Sterren kies, ja. Okay. Ja, sy is 'n baie brilliant speler en ja, nou sy was eers in die forwards, maar sy is nou in die backline, so sy weet baie van die forwards en ook die backline en sy het ook baie van ons gehelp. So ek sal vir Mandy van Sterren kies. Ja, so vertel ons 'n bietjie van julle span se afrigter, Janice Bekes en so. Nou okay. Okay, so ons coach is die enigste vroue coach in Namibia en ek voel sy het baie net nie only not at the team is she a coach, but also off the field she can really she has been for us, she has been there for us through so many things, and she's a great coach because soos ek gesê het, sy was een van die eerste mense wat vir ons in hoërskool vir ons gecoach het, so ek voel sy is Kom ons move hierdie goed net so bietjie na die middel van die rooster toe. Okay. So ja, sy is 'n baie brilliant coach kan ek sê, en ek sal niemand anders, if I have to choose again, I will always choose her. Okay, so move net van hierdie goed daar bietjie na die middel van die rooster toe. Okay. Asai, great. Ja.
So as jy nou miskien dalk nie rugby gespeel het nie, wat is daar enige ander sporte wat jy dink jy sou graag wou gedoen het? Hockey. Want ek het hockey voor rugby gespeel. Ek het hockey vir 3 jaar gespeel en ja, so hockey of athletics 100 meter en 200 meter. Ja. Maar ek ja. Okay. Ja, nee, great. So ons weet nou maar weer se vroue rugby het nou ek dink 2022 laas gespeel. Ja, gespeel so, ja, ek dink dis bietjie tyd. Hulle moet bietjie weer 'n slag vir die vroue span bietjie geleenthede reël om bietjie mee te ding op internasionale vlak. Ek het gehoor dis al 'n Namibiese span vir die vroumense die jaar wees en ek wil regtig deel van die trials. I really want to try it out, so ja. Dit sal 'n goeie ding wees want ek dink in die 3 jare daar was baie there was a lot of new players also and there's a lot of improvement from different type of teams, so ek wil dis al 'n baie goeie ding wees. Ja, as hulle kan hier 'n Namibiese span opbring. Ons wat gou 'n advertensiebreek en ja, as ons terugkom sal ons nou net ons sal vir julle aansluit. Well, viewers, just to let you guys know, if you guys love sports, if you guys want to know about what's happening in local sports around Namibia, be it the Brave Gladiators, the Brave Warriors, rugby, Sports Wrap is the show that will be bringing you all these updates. Sports Wrap is a local and international sports show that airs daily on DSTV. And on this show, we're bringing you updates on local sports and international sports, keeping you updated with what's happening with sports in Namibia. So kykers, ons is nou by die lekkerste gedeelte van enige show waar ons die kos kan proe. Ja. Is jy opgewonde om te sien wat ons braaiers vandag op die gole gegooi het? Ek wil kyk of hulle dit doen soos wat ek dit doen. So ons judges is baie eager, maar voor ons braaiers oproep, het ons 'n verrassing vir jou om ook net dankie te sê dat jy 'n judge vandag is en bietjie tyd uit jou busy day uitgevat het om hier te wees. So van gooi kole af aan ons judge het ons vir jou die gekry sodat jy jou eie braaibroodjies by die huis kan gaan braai met 'n gooi kole tang. Baie miskien dankie. moet jy talent vir ons bietjie wys hoe dit lyk. Baie so dankie. Jy moet vir ons 'n foto vat as jy dit die eerste keer gebruik. Ja, ek sal definitief gooi kole. So jou eie gooi kole tang, wat jy vir ons wys hoe braai jy jou braaibroodjies. Maar weet, Brian en Andrew en ons braaiers is gereed, so dat ons vir hulle inroep, dat hulle vir ons kan wys wat hulle op 'n kolle gegooi het. Kom ons doen dit. So Brian se secret ingredient was pineappel, en dan Andrew en ons gas het die peaches gehad, so hulle kan dit voorsit. Ja, sê. Hulle het vir ons 'n dessert gegee met die peaches aan die kant en Brian het besluit om ons 'n pineappel te braai. Nice. Okay, voor ons enigiets doen, presentation-wise, what do we think? Ek like it. Nee? Like so 'n bietjie van albei. Is bietjie moeilik om te kies wie die presentation round gewen van Dene, maar ons moet 'n wenner kies vir presentation om te kyk. Okay. Jy kan maar eers gaan. Sjoe, dit is vir my bietjie moeilik. Want ek dink ek gaan met Brian se gaan vir presentation, net hierdie touch van die sous aan die kant, dit lyk vir my in 'n restaurant, maar albei lyk fantasties. Ek gaan ook met Brian se gaan. Dit lyk ook vir my 'n bietjie meer ja, bietjie station-wise, maar dit lyk alles lyk fyn. Maar voor ons proe, Brian, sê gou vir ons, is daar enigiets wat julle se braaibroodjies bietjie anderster maak? Okay, so ons het besluit om met 'n sweet chili sousie te gaan vir die brood. So ons het 'n soeterige sousie opgesit. Ons het besluit ons gaan die pineapple bietjie braai want as ons net veel die pineapple so normaal gee, so ons het dit gebruik as 'n side dish bietjie gebraai, maar dit is ook op een van die sausaties. Just in case jy laat jy nie sausaties met boerewors like want dit het maar risiko daar gevat. En sousie op die kant is net om die presentation bymekaar te sit, so ja. Okay. Andrew, Liesel, wat het julle vir ons hierso voor neergesit?
Ja, so ons het ja, twee slices kaas op elke broodjie gesit. Dis maar ek dink hoe mense doen. En dan ja, ons het so geconsider daai apricot halves of ons dit ook op die brood moet braai. Ons het gedink daaroor, ons het toe besluit om nie. Ja. Ons hou dit maar veilig. Maar ja, ons het elkeen ja, so 'n bietjie geproe met 'n slicey van hy apricot bo op 'n broodjie. Dit was eintlik lekker as jy dit so wil try. So anyway, up to you. Alright, nou kom ons by die belangrikste gedeelte van alles. Judge, kies jou bordjie om eers in te dig in. Okay, ek gaan Dink jy kan daai kant begin as ek die kant begin, dan kan ons later omdraai. 100%. Okay, kykers. Gaan ons here goes nothing. Ek dink jy kan verkeerd gaan met 'n braaibroodjie nie. Ek dink nie so nie. Ons gaan dit eers een kant sit, dat ons nie met pellet spoil nie. Ons proe braaiens in. Okay. Ek hou van dit. And now the moment of truth. Ek moet sê Andrew hulle se broodjie was so lekker. Daai ekstra kaasie het dit gemaak. Vir my moet ek nou sê Brian hulle se broodjie was so lekker. Hy sous wat hulle opgesit het, dit gee hom so 'n ekstra so 'n tangy smaak. So ek dink aangesien hulle nou op nek is, moet ons maar rock paper scissors as judges en kyk hierin. Ek stem Jullie is saam. jy nou vir Andrew se broodjie en ek is vir Brian, so ons rock paper scissors maar. Dan kyk ons. Okay, moment of truth. Okay, as ons by shoot, dan gooi ons uit. Ja. Rock paper scissors shoot. So Brian se broodjie is my default. Dankie Barry. Dankie Maar Barry. net om vir ons breiers ook dankie te sê, al twee broodjies was fantasties. Altoe het hy 'n bietjie ekstra ietsie ingehad en ons kan sien by presentation het julle alles gegee. So net van Gooi Kolla af om dankie te sê, kan ons nie dat julle Liana wegstappie. So julle elkeen kry dan nou ook ietsie om julle breibroodjies by die huis gaan te probeer. Maar voor ons gaan kykers, ons het nog steeds 'n tradisie wat ons moet byhou. So Brian, deel vir ons daar uit asseblief. Een van my gunsteling dele van die show. Exactly. So ons het hier so 'n lemon twist. Wat ons het gaan gooi kolle terwyl ons offscreen die res van hierdie broodjies in sessatjies eet, want ek dink ons wil dit op kamera doen nie. Ja. Brian, take the lead. Ek wou net sê het geluk aan al die breiers. You guys did a great job. Ek hoop baie van julle se broodjies, die ekstra kaas het my definitief bietjie laat shake of het ons bietjie laat shake. En ja, almal het goed gedoen met hulle se brei en ons sê lekker nasionale breidag. Ek dink ons het hom mooi gerepresenteer met die brei broodjies. So ons sê gooi kolle. Gooi kolle. Okay.